Mevrou Dawie is, maak dit toe jou oë. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vanoggend hier is. Dankie vanoggend vir elke genesing, elke aanraking. Elkeen wat sê, maar Here, ek het U nodig. Ek het nodig dat U in my huis inkom, in my liggaam inkom. Ek het nodig dat U in my besigheid inkom. En ons vra vanoggend, Heilige Gees, kom raak elkeen aan van kop tot toon, Here, gee dat U lewende water en saam met dit, daai vreugde wat elke kind ook vandag beleef, Here, deur ons sal vloei en in ons sal werk, en ons dank U daarvoor, Heilige Gees. Here, U is 'n goeie God, en ons is so lief. Dankie dat U vanoggend hier is, Here, selfs met 'n gesinsdiens is U aan die werk, selfs met 'n gesinsdiens is U aan die genees. En ons vertrou U vanoggend, Here, vir 'n groot werking, 'n groot aanraking. En dankie daarvoor, Here. Vanoggend kom ons op ons knieë na U toe en ons sê, Here, aanvaar ons weer in U arms. Aanvaar ons weer by U voete. En dankie daarvoor, Heilige Gees. En ons is so lief. En almal sê saam, amen. Is welkom jou sitplek in te neem. Ons is altyd familiekerk vir familie. En dit beteken dat daar sekere tye is, sekere goed is wat ons gaan doen, om elkeen ook in die familie te laat welkom voel. So dankie vir julle, dankie Pieter vir julle voorbereiding. Vir die Van der Kas gesin, ek sien hulle het weer Van der Kas ergens heen, maar dankie vir hulle ook. Prys die Here vir vanoggend, wat 'n voorreg soos ek sê, om deel te wees van hierdie familie. Ons gaan vinnig kyk na hierdie laaste in ons reeks oor geestelike balans, en ons het die vorige paar weke, het ons begin by slaan vas jou tentpenne in goeie, vrugbare, geestelike grond. Maak seker, met ander woorde, dat jou tent, dat jou huis gebou word op die struktuur van die woord van God. En toe ons die tweede week gekyk na die belangrikheid daarvan om altare van aanbidding by jou huis te bou, oor jou gesin, in jou besigheid, in al die plekke, om altare van aanbidding te bou, waar ons die naam van Jesus kan uitroep oor elkeen wat rondom ons is. En vandag praat ons dan oor grou 'n put. Grou 'n put. Nou meeste seuns hier verstaan iets van 'n pitgrou. En veral in mamma se blomme. Die diepste gate, die beste plekke vir al die trekkers is altyd in die blomme. Maar prys die Here daarvoor. So ons begin weer by Isak in Genesis 26. En Isak is op 'n stadium besig om te trek van plek na plek na plek. En soos wat hy trek, slaan hy sy tentpenne vas in sekere grond, trek dit weer uit, gaan verder, slaan dit vas, haal dit uit, slaan dit vas, haal dit uit, totdat hy op 'n plek kom waar hy dit kon vaslaan in goeie, vrugbare grond. En dan kry ons hierdie gedeelte, kom ons lees saam, Genesis 26, vers 23. Van daar af het Isak na Berseba toe getrek, en die nag toe hy daar kom, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is die God van jou vader Abraham, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou seën en jou groot nageslag gee ter wille van my dienaar Abraham. Isak het daar 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Isak het sy tente daar opgeslaan en sy slawe het 'n put gegrawe. So hy kom by hierdie plek, Berseba, wat beteken put van belofte. En dan sien ek in my geestesoog, ek sien hoe slaan hy sy tent op. Ek sien hoe bou hy hierdie altaar en ek sien hoe begin hy hierdie put grawe. Maar die oomblik toe hy die altaar bou, sê dit het die naam van die Here begin aanroep. En in daai tyd was dit nog die Ou Testamentiese naam van die Vader wat Yahweh is, so hy roep uit en hy sê Yahweh, Yahweh, Yahweh. En hy roep die naam van God uit in die middel van al die afgode van die tyd. En mense sien hom, mense sien waarmee hy besig is, en dan grou hulle hierdie put. En hier is die vraag, hoekom het hulle 'n put gegrou? En hier is die antwoord, en dit is vir my so mooi, want hulle was by hierdie plek van belofte, hierdie put van belofte, wat beteken het, dat dit 'n plek was waar daar 'n belofte was, dat daar water gaan wees. Voorheen het baie ouens al daar gaan grou, en altyd net 'n klein druppeltjie gekry, 'n klein bietjie water, maar die belofte van water was in die grond.
en niemand het dit nog gekry, totdat Isak sy tent gaan opslaan het, en die naam van die Here begin aanbid het, die naam van die Here begin uitroep het nie. So wat het Isak anders gedoen as al die wat voor hom gekom het? Hy het die orde in sy lewe reg gehad. Hy het seker gemaak, voordat ek die belofte najaag van hierdie put, gaan ek eers my huis in orde kry. Gaan ek eers my tentpenne in goeie grond inslaan. Gaan ek eers die naam van God begin uitroep. En dan is die belofte van die put, die water gaan vloei. Die water gaan kom, die voorsiening sal daar wees. En ek dink baie keer draai ons dit om. Baie keer sit ons terug en ons wag vir hierdie water van die Here om te begin vloei. Ons wag vir hierdie voorsiening om te kom, vir hierdie belofte om in ons hande te land. En dan sê ons maar, sodra ek dit ontvang het, dan sal ek die Here aanbid. Dan sal ek my huis in orde kry. Dan sal ek alles regryk. Maar wat doen Isak? Hy roep eers die naam van die Here uit. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Met ander woorde, al sien ek nog nie die water nie. Ek weet dis 'n belofte. Al sien ek nog nie die water nie, ek gaan nie alreeds aanbid. Al sien ek nog nie die deurbraak nie, ek gaan nie alreeds aanbid. Al sien ek nog nie daai genesing nie, ek gaan U alreeds aanbid. En dan begin hy stukkie vir stukkie die grond uitgrou, al sien hy nog nie 'n druppel van die water nie. Want dit was 'n put van belofte. En ek dink ons besef baie keer nie, elkeen van ons se lewens is gevul met hierdie beloftes van God. Vir elkeen van ons is daar 'n belofte van die Here af met ons naam op. Maar baie keer draai ons hierdie orde van die woord om en ons sê maar Here, ek sal U aanbid as U. Here, ek sal daai ding los wanneer U. Here, ek sal agter U aanstap sodra U hierdie ding vir my gedoen het. Sodra ek die belofte gesien het, sodra dit deurgekom het en ons draai die orde van die woord om en ons probeer eintlik baie keer God manipuleer om vir ons te werk. Maar hier is die realiteit. Baie keer as ons bid vir iets en dit kom deur, dan hou ons aanbidding van die Here en daai oomblik wat ons sê, maar Here, nou sal ek my huis regryk, hou dit vir 2 weke. Of dit hou vir 'n paar dae. Want die orde van ons aanbidding was nie reg aan die begin nie. En daarom is dit nodig dat ons hierna kyk. Ek aanbid God nie nadat ek iets by hom gekry het nie. Ek gaan bid God nie vir wat ek by hom kan kry nie. Ek aanbid hom nie omdat hy die water voorsien het nie. Ek aanbid hom selfs voordat ek nog die belofte aanskou. Ek aanbid hom selfs nog voordat ek die put begin grou. Ek dink so baie keer reageer ons in aanbidding wanneer ek die water sien loop. En is goed, want ons het 'n reaksie van aanbidding nodig. Wanneer die Gees begin werk, wanneer die Here deurkom in 'n sekere area in ons lewe. En dis goed en is mooi. Maar die put nooi my uit. Die put daag my uit om in gehoorsaamheid te begin leef. Om aanbidding voor die deure van my huis te sit, nog voordat ek die water sien vloei. Hoekom aanbid ek God? Hoekom het Isak hom aanbid? Hy het hom eenvoudig aanbid, omdat hy God is. Hy het hom eenvoudig aanbid, omdat hy majesteit en glorie en heerlikheid gedra het. Hy het hom aanbid, omdat hy liefde was. En daarom kon hy hom aanbid, selfs voordat hy iets by hom gekry het. So die put daag my uit. Dis hoekom julle sal agterkom, ons praat baie oor putte in hierdie gemeente. Oor putte in ons dorp, want ons wil in hierdie plek inkom waar ons sê, maar Here, ons aanbid U alreeds vir 'n put wat oopgaan in my lewe, in my gesin, in my dorp. Ek aanbid U alreeds, al sien ek dit nog nie met my oë nie. Ek aanbid U alreeds vir ons munisipaliteit wat gaan omdraai en gaan omswaai met hierdie verkiesing in November, al sien ek dit nog nie. Ek aanbid U alreeds vir ons huise wat voorsiening kry, vir mense wat genesing kry, al sien ek dit nog nie, al ervaar ek dit nog nie. So ons het eintlik hierdie put bediening. Sien, die water in die put begin loop,
wanneer my huis in orde is, wanneer daar struktuur is waar die water opgevang kan word. Wanneer my aanbidding gefestig is en ek dan begin grou, daar's 'n sekere orde in die woord. Ek kry my huis in orde. Ek vestig my aanbidding. Ek begin grou en ek vertrou die Here sal die water stuur. Ek vertrou die Here sal deurkom. Ek vertrou hy sal verandering bring. Ek vertrou die water sal vloei en die dors van my siel kom les. Ek dink baie van ons het al so baie keer pitte probeer grou sonder God. Ons het al so baie keer probeer om pitte te grou waar ons nie gebid het nie. Of pitte te grou waar ons huise nie in orde was nie. En dan val daai put so vinnig in mekaar, of dis hierdie droë put op droë put op droë put en die water kan nie vloei nie. Want ons ag nie die orde van die woord nie. En is nodig dat ons weer in 'n plek ingaan waar ons sê, maar ek gaan die Here aanbid ongeag of ek hom sien werk of nie, want hy is waardig van my aanbidding. Hy is waardig dat sy naam oor my lippe genoem word, dat sy naam oor my lippe vloei. So Isak, hulle begin die put grou, en dan sien hulle die belofte van die water. En dan is daar weer die koning, Abimelek. Almal van ons het eers iemand in ons lewe wat soos 'n Abimelek funksioneer. Daai een, elke keer as jy 'n goeie idee het, is dit die een wat sê nee. Elke keer as jy kom en jy sê, maar ek glo hierdie is van die Here af, kan nie wees nie. Of daar mense wat sê, maar ek hoor by die Here, jy nie regtig nie. Ek het al iemand gehad wat aan my toe kom en vir my gesê het, en sê hy, maar Pieter, ek wil net hê jy moet weet, ek is baie geesvervuld, en jy is my bedieningsveld. Okay, wow. Dis 'n Abimelek, geestelike hoogmoed. Dis daai een wat dink hulle weet alles. Maar hier staan Abimelek, en hy hoor hoe Isak hulle besig is om God te aanbid. En dan ry hy nader met sy perde en sy weermag. En dan lees ons, hy kom sterk tussen die bene by Isak uit, en ons lees Genesis 26, vers 28. En hy sê vir Isak, ons het baie duidelik gesien, die Here is by jou, ons wil onder eed 'n ooreenkoms met jou aangaan, ons wil 'n verdrag met jou sluit, dat jy ons nie sleg sal behandel nie, net soos ons jou nie benadeel het nie. Ons het net goed aan jou gedoen, en sonder enige skade van ons af laat weggaan. Dit is so, jy word deur die Here geseën. En dan gee Isak vir Abimelek hulle kos, want jy kan nie praat sonder kos nie. Kan nie huisbesoek doen sonder melktert nie. Nee. Dis nie waar nie. En dan lê hulle hierdie eed onder mekaar af. Hulle gee hierdie belofte vir mekaar. Maar ek gaan nie skade doen aan jou nie. Ek gaan jou nie benadeel nie. En ons lees vers 31. Toe het Isak hulle laat gaan, en is hulle in vrede van hom af weg. Wat was die eed wat hulle afgelê het? Dit was 'n vredeseed, 'n vredesbelofte. Dan lees ons verder, vers 32. Daardie dag het Isak se slawe gekom en hom vertel van die put wat hulle gegrawe het. Hulle het vir hom gesê, ons het water gekry. Ons het water gekry. En toe noem hy dit Seba, wat beteken verbond of eed, en daarom is die naam van die stad nou nog Beersheba. So kyk hoe mooi is hierdie. Isak slaan sy tentpenne in vrugbare grond. Dan stel hy hierdie altaar van aanbidding op voor sy huis, waar hy in die openbaar met uitnemendheid, uitspattigheid, die naam van die Here uitroep en hom aanbid. En hy aanbid God op so sterk manier, dat die vyand hoor, en dat hulle dink, maar die Here moes hom klaar geseën het, want dit maak nie sin, dat ek God aanbid op so 'n manier, as ek nog nie eers sy seën ontvang het nie. Hy was so uitspattig in sy aanbidding van die Here, dat die vyand kom onderhandel het, voordat hy die seën ontvang het, want hulle was bang vir dit wat op Isak se lewe gerus het. Ek dink ons is baie keer te nederig in ons aanbidding. En ek sê nie ons moet uitspattig wees nie. Dis sal vreemd wees as iemand nou in die gang afrol van opgewondenheid.
Maar hulle aanbidding was so groot, dat selfs die vyand begin onderhandel het, nog voordat hulle die seën ontvang het. Want dit maak nie sin, dat jy die Here so aanbid, sonder dat daar iets gebeur het nie. Kan jy dink, as ons begin sê, ons gaan die Here so aanbid, in ons gemeente, in ons dorp, in ons skole, ons gaan hom so aanbid, voordat ek daai belofte, of daai deurbraak, of daai genesing sien, dat selfs die vyand kom onderhandel, om uit my pad uit te bly. Dat selfs die vyand sê, maar dit lyk of jy klaar geseën is. En ek wil nie mors met hierdie kind van God nie. Kan jy dink? Ek dink gisterand, hoe mooi sal dit wees as ons daai tipe aanbidding kan terugbring. Waar ons die Here aanbid met gees en waarheid en met soveel oorvloed, nog voordat ek iets sien. Waar ons die Here aanbid op 'n manier waar die vyand met God begin onderhandel oor ons, voordat hy ons geseën het. En dan kom die belofte van die put, die water sal vloei. Maar daar's 'n orde. Kry jou huis in orde. Begin in aanbidding gaan, al sien jy nog nie die belofte nie. En dan kom die res. Baie keer wonder ons, hoe weet ek moet voortgaan met 'n sekere projek? Hoe weet ek staan by 'n put van belofte? Hoe weet ek dat hierdie ding wat oor my lewe gekom het van die Here af is? En hier is die Isak beginsel so belangrik. Die Isak beginsel gaan oor die bevestiging van vrede. So hier kom die vyand, Abimelek, en hulle onderhandel vir vrede. Hoe weet ek, 'n ding is van die Here af, of ek het nodig om in daai deur in te stap wat vir my oopgegaan het? Vrede is altyd die bevestiger. Vrede is altyd die ding wat vir my sê, maar hierdie is van die Here af, of van die ander kant, daar's 'n onderhandeling van die vyand met die Here besig in die agtergrond, want hy raak bang vir dit wat die Here deur my gaan doen. As ek nie vrede het oor iets nie, ek het worsteling, op worsteling, is dit of 'n teken dat hierdie nie van God af is nie, of dis 'n teken dat ek nog nie genoeg aanbid het nie. Sien, ek het 'n verantwoordelikheid. Slaan jou tentpenne reg. Bou 'n altaar van aanbidding voor jou huis en begin dan grou aan daai put van belofte. So hulle grou en dan kry hulle hierdie water. En hulle begin dit uitdeel, hulle begin lewe gee vir ander. En later begin Isak se seun Jakob begin hy putte grou. En van daai putte het gebly selfs tot in die tyd van Jesus. So ons lees byvoorbeeld in Johannes 14, kom Jesus by die put in Samaria. En is Jakob se put, Isak se seun. En dan gaan sit hy by die put en daar sien die vrou wat daar aankom. Dan lees ons Johannes 4 vers 7. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sien, hy was alleen by die put. Hoekom? Want ons God verneder nie mense nie. Hy praat met haar, want dit is 'n sensitiewe ding wat uitkom. Deel agtergekom hoe ons baie keer mense verneder in gebede. Almal van ons was al ergens deel van 'n kindergebed. Maar Here Tannie Sari, o genade. Ek het nou dag gesien, en dan begin ons hierdie goed uitlei op die tafel. God verneder nie mense nie. Of deel van 'n profetiese woord, waar mense se sonde op die tafel gelê word, dit is nie van God nie. So hy kry haar alleen, en dan lees ons Johannes 4 vers 9. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. En dan lees ons vers 10. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het. En dan staan hierdie vrou daar, en sy sê, maar meneer, jy het nie eers 'n skep ding nie. Met ander woorde, hierdie maak nie vir my sin wat jy sê nie, waar gaan jy die water kry?
En sy is op die agtervoet. Sy is geafronteer deur dit wat Jesus gesê het. Offended. Jy al ooit iemand bedien? En as jy vra, kan ek vir jou bid? Dan is hulle offended, hulle het aanstoot geneem. Dis moeilik. Maar kyk hoe reageer Jesus. Hy reageer nie op haar aanstoot nie. Hy reageer nie uit frustrasie of woede nie. Want hy besef, sy staan by haar put van belofte. Sy staan by haar put van belofte, waar sy nou die lewende water gaan ontdek. En dan sê hy vir haar hierdie, Johannes 4:13, maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. So hier staan Jesus. Pieter sê, even so 'n bietjie speel. Dankie, Pieter. So hier staan Jesus, by die vrou by die put. En hy bied vir haar die belofte van die put aan. Hier's water. Vat dit, drink dit. En dan staan hier die vrou daar en vir die eerste keer in haar lewe sien sy Jesus. En sy breek. En sy sê vir hom, meneer, gee vir my van daai water, dat ek nie weer sal dors kry nie. Sy breek. En dan sê Jesus vir haar, hy sê, maar waar is jou man? En dan sê sy, ek het nie 'n man nie. Dan sê hy, dis reg, want jy het 5 gehad. En die een wat jy nou het, is nie jou man nie, jy praat die waarheid. Wat het Jesus gedoen in daai oomblik? Hy het vir haar gevra, begin om daai put te grou, want die water is op pad. Hy het vir haar gevra, begin om daai put te grou, maak seker die sonde en die vuil water en die sluk en die sout en al hierdie goed is uit daai put uit, want die water is op pad. Begin grou. En dan lees ons Johannes 4:25. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. En wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. En toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. En sy kom net daar, tot bekering, want sy vind water. Ek het hom gevind. Dan hardloop sy in die stad in, en sy sê, maar ek het hom gevind, en dalk net is hy die Messias, en sy begin die water uitdeel, en uitdeel, en uitdeel. Maar Jesus nooi haar uit, kom kry die water by die put. En terwyl sy daar is, moes sy 3 goed in plek kry. Sy moes haar tentpenne in 'n ander koninkryk se grond gaan inslaan. Ek gaan nie meer hierdie pad stap nie. Ek slaan dit nou in die woord, in die gees, in die waarheid. Sy moes haar bron van aanbidding verander. Sy moes hom begin sien as koning. En die derde ding, sy moes daai put begin grou. Wat vir my so mooi is, toe sy hom noem Messias, sy naam uitroep, het die water al reeds begin vloei. Maar sy moes nog steeds grou. En is deel van my gebed vir ons as gemeente ook, vir elke gesin wat hier is, vir ons dorp ook, dat ons tentpenne sal uittrek uit die onvrugbare en die sondige grond, en dit sal gaan inslaan in die grond van die koninkryk, en die gees, en die woord, en die waarheid, en die naam van Jesus Christus. En dat ons sê, maar hier slaan ek my tent op, en ek gaan nie laat gaan nie. Dis deel van my gebed, dat ons hierdie altare van aanbidding soos 'n Isak sal bou, vir ons die Here so aanbid in gees en waarheid en sy naam uitroep oor die hoeke van ons dorp, oor ons skole, oor ons kerke, selfs oor Pick n Pay, dat die vyand sal kom onderhandel vir vrede in ons dorp, van die koninkryk raak te sterk. Kan jy dink? Altare van aanbidding. Dis my gebed dat ons op 'n plek sal kom waar ons sê, maar ek gaan hierdie putte begin grou.
of dit in my huis, in my kinders se lewe, in my hart is, ongeag waar dit is, ek gaan begin grou, sodat daar ruimte is vir die lewende water, om te kan vloei. En dan gaan ons daai belofte van die put sien. Maar ons orde. Slaan jou tentpenne in die regte grond. Bou 'n altaar van aanbidding en roep sy naam uit. Ons het laasweek gesê, ek spreek Jesus oor alles. En ek grou 'n put, en ek vertrou, dat ek die belofte van die put sal sien. En dis my gebed vir jou, dat sy water so sal vloei, dat jy sal weet, maar ek kan nie meer dors kry nie. En ek kan uitdeel, en ek kan daai vrede laat oorspoel na ander. Dis my gebed vir jou. Kan ek vra, kan ons saam staan? Kan ons saam staan? Ons gaan saam bid. En dan gaan ek vra dat jy sommer bly staan, of jy is welkom om dan te sit. Pieter, hulle gaan dan reguit vir ons in 'n bedieningslied ingaan. En ek wil net hê jy moet toelaat, laat net toe vandag, dat die Gees jou kom bedien. Laat net toe, dat die Here jou hart kom aanraak. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie vir 'n oggend soos hierdie. Dankie dat ons van jonk na oud kan bedien. Dankie Here vir 'n familiekerk, vir 'n familie. Maar dankie Here ook dat jy elkeen individueel kom aanraak, kom aanspreek, kom aanmoedig. En ons wil vra, Heilige Gees, help ons om ons tentpenne in die regte grond in te slaan. Help ons om altare van aanbidding te bou. Help ons om die naam uit te roep. En saam met dit, Here, help ons om die regte putte te grou. Ek wil vandag vra, Here, maak vir ons vandag duidelik, wys vir ons vandag waar 'n put is wat ons nodig het om weer oop te grou, in ons harte, in ons huise, in ons families, in ons dorp. Wys ons waar ons daai put moet grou, want daar's 'n belofte van water, sodat u water kan vloei, sodat u water kan spoel en kan skoonmaak. En dankie daarvoor, Jesus. Dankie dat u saam met ons stap. Dankie dat ons ook vandag daai vrou by die put kan wees. Help ons, Here, om lewende water te proe. En ons eer U, en ons is so lief. En almal sê saam, amen. Jy is welkom sit te bly staan, of jy kan sit vir 'n oomblik. Dan gaan Pieter vir ons 'n bedieningslied doen. Dan gaan ons afsluit. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so
so sweet, the birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing, and he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with him, though the night around me be falling, but he bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. So dankie dat jy vandag hier was. Dankie vir jou hart vir die Here. Dankie dat ons saam 'n gesinsdiens kon doen. Volgende week het ons weer 'n gewone diens in aanhalingstekens. Ons altyd plek vir die kinders. Volgende week praat ons oor die God van ja en amen. En baie opgewonde daaroor ook. As jy gebed nodig het, bly sit na die tyd of gaan na ons eerste kuierbanier toe. Daar sal mense daar agter wees met 'n groen tag, lanyard, wat ek saam met jou sal bid. As jy wil aansluit by die gemeente of by die WhatsApp groep, dan gee jou naam daarop en dan kan ons jou besonderhede kry. En saam met dit kom kuier na die tyd, saam met ons in die saal, lekker koffie en brood, en ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën. Ek sal net so oorweldig vanoggend. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hy vir jou die lewende water gee, wat deur jou siel en deur jou gees en deur jou huis gaan. Mag jy weet, hy is by jou. Mag jy jou tentpenne inslaan in die regte grond, altare van aanbidding bou en putte grawe. En mag jy die beloftes van sy woord ervaar en ontvang. Ontvang die seën, die vreugde en die vrede van die Here. Amen. Dankie dat jy hier was vandag. Mag die Here jou seën. Sien jou volgende week.